Goeiedag en baie welkom by Insig, die program waar ons in diepte studie uit God se woord uit doen. Ons gaan voort met ons studie in die profeseë om die simbole en al die beskrywings daarvan beter te kan verstaan. Vandag saam met my in die ateljee weer eens leraar Peer Nehof, distriksleraar van die Noordwestelike distrikte. Goeiedag Peer, goed om jou weer in die ateljee te hê waar ons kan saam studeer uit God se woord uit en ons gaan voort om te kyk na die simbole en voorbeelde wat daar vir ons gegee word om profeseë in die skrif verder te kan verstaan. En dit is alreeds 'n studie wat ons het nommer 7. En ons gaan kyk na die grondslag vir die profetiese woord. Dit is ons tema vir hierdie dag. Maar voor ons oorgaan en begin en in God se woord indelf, sal jy vir ons open met 'n gebed. Kom ons sluit die oë saam. Dankie liewe Here dat ons hier by mekaar kan wees. Here dat ons u woord kan open. Here, ek bid dat u vir ons wysheid en insig sal gee terwyl ons hierdie u woord bestudeer. Here, laat ons nie ons eie woorde daar sal insit nie, maar Here net sal sê so spreek die Here. En Here, gee ons die vermoë om ons lewens volgens u wil in te rig. Is ons gebed in Jesus naam. Amen. Amen. Kom ons blaai na Jesaja hoofstuk 6 en dan lees ons daar vers 8 af en net sodat julle almal mooi daar oplet daar by die huis. Leraar Peer het die nuwe direkte vertaling 2020 en ek is op die 1933-53 vertaling, so jy kan vir ons aangaan. Okay, Jesaja 6 vers 8. Toe hoor ek die stem van my Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal vir ons gaan? Toe sê ek, hier is ek, stuur my. Nou, dis die baie bekende woorde wat ons kry van Jesaja, toe die Here hom geroep het om as profeet te gaan dien. En dit is gewoonlik die teksvers wat ons wil gebruik as ons wil hê iemand moet iets doen. Ja. Jy weet, of in 'n bediening ingaan. Ja. Deur net te sê, hier is ek, Here, stuur my. Maar ons weet as ons na vorige of ander profete kyk wat geroep is, en ons kyk selfs, ons sal 'n bietjie later in Jesaja self ingaan en gaan kyk wat daar met hom gebeur het, maar dan is daai soos Moses, nuuskierigheid wil gaan, nee Here, ek kan nie gaan nie. Ja, ja. En so is daar baie ander wat sê, nee maar, dis nie ek wat geroep is hiervoor nie. En dit wil vir ons dadelik blyk dat Jesaja antwoord en sê, hier is ek, stuur my. En hy het dit geantwoord, maar onthou, ons moet dit sien, dit is reeds al in Jesaja hoofstuk 6. En daar's 'n hele klomp hoofstukke wat voor die tyd was, wat gebeur het met hom, voordat hy hierdie woorde geuiter het. Met ander woorde, ons moet gaan kyk, in hoekom het hy dit aanvaar? Hoekom het hy gesê, ja, ek wil die Here volg? So, as ons nou kyk, en hy sê daar, en miskien moet ons net die eerste 2 verse, 6 en 7, ook daar lees en sê, maar een van die serafs het na my toe gevlieg met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sonde is versoen. Nou kry ons die vers wat jy gelees het, wat sê, daarom hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur, en wie sal ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stuur my. So wat kry jy uit daai gedeelte uit? Voordat hy geantwoord het, en gestuur het, wat het gebeur? Wel, ek dink hy moes eers op die einde van die dag, en as jy van vers 5 leer, dan sê hy, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n mens met onrein lippe, en my volk met onrein lippe woon ek. As ons hier kyk, dan kan ons sien dat Jesaja moes eers agtergekom het, hoe onrein hy is,
voor die aangesig van die Here. Nou, en as ons praat van onrein, dan sê ons sondig. Sondig, so sondig hy is in die wil en sy denke en die dinge wat hy sê is nie van die Here en die Here se wil nie. En hy moes dit agterkom. En toe, en wat ek dink die mooi uit hierdie gedeelte is, toe moes natuurlik gereinig word, maar hy kon dit nie self doen nie. Dit is iets wat vir hom gedoen moes word. Die Here het hom toe gereinig, en toe hy gereinig is, toe sê hy, ek sal gaan, en dit is mooi, want dan kan hy die Here se woord verkondig, en die hoop verkondig, en die liefde verkondig. Maar dit was eers op hy punt waar hy moet agtergekom het, hoe sondig is hy, en daai belydenis toon. Ek dink, hulle noem dit die 3 C's, maar ons sal dit nou nie so in Engels noem nie. maar jy moet eers jouself voor die Here bly, net soos dit jy is. En die Here het ons gesê, hy aanvaar ons, net soos ons is. En hy sal die werk in ons begin doen. En ek dink dit is wat Jesaja hierso eerste moes ervaar het. Okay, en ons kry daar, soos jy nou gesê het, hy moet dit vat, en dan moet hy agterkom waar hy is, en dan moet hy gereed gemaak word vir hierdie werk. En ons sien daar dat 'n seraf, en 'n seraf is 'n engel. Engel, ja. Right, dis 'n sekere engel met 'n sekere werk. Yes. Wat gekom het en met 'n koel van die altaar af. Met ander woorde, hier weer eens, as ons kyk na die skrif en veral na die Ou Testament en wanneer ons kyk na profeseë, dan moet ons die heiligdomstelsel verstaan en hoe dit werk. Yes. En ons moet weet en net soos dat jy weet wat daar by die huis is, ons het vorige studies gedoen oor die heiligdomstelsel. So ons gaan nie in diepte daarin gaan en dit gaan studeer nie. Maar hier kom hy en hy sê hy's met die heiligdomstelsel in Israel is net 'n afbeeldsel van die hemelse. Yes. En hier kom hy sê hy's met 'n koel van die altaar. Die altaar wat voor God is hy aangeraak en hy toe sy sondigheid besef, maar ook besef dat dit van daar af kom, dat dit net die Here is wat hom rein kan verklaar en dat hy hierdie werk kan gaan doen. Yes. So dit is baie interessant. Ja, nou, iets interessant wat ons net oor die woord seraf, wat beteken die een wat brand. En as jy so die vertaling, soos wat en dit is wat hulle vir ons daaruit sê, en dit lê op na die beskrywing, en ek dink Johannes 5 vers 35 sê, hy was die lamp wat brand en skyn, en julle was gewillig om vir julle vir 'n tyd in sy lig te verbly, en ek dink, hy probeer... So dieselfde woord wat vertaal word in hierdie getal ook vertaal en sê, dis die lig wat brand. Die lig wat brand. So ek dink op die einde van die dag as ons nou kyk, is dit nog 'n interessante koneksie tussen die werk van die seraf en dit wat Johannes hier soms gedoen. Met ander woorde, die lig wat brand. Met ander woorde, is eintlik baie interessant. Yes. Ons het ligte hier in die ateljee. Yes. Wat tans brand. Yes. Sodra ons nou 'n knoppie moet druk om dit af te sit, dan sal jy duidelik die verskil sien van die beeld wat jy nou sien. Yes. En dis die kwessie van, dit help veel daar's 'n lig. Ja. Maar hy's nie aangeskakel nie, hy moet brand. Met ander woorde, die Here wil hê dat ons soos daai kool wat aangeraak moet word, dat ons aan die brand gesteek moet word, dat ons vir hom kan brand en dat sy lig deur elkeen van ons kan skyn. Ja, en ek dink ons moet nou dat Johannes was 'n sondaar, soos elkeen van ons, maar hy was gekonnekteer aan die Here, en op die einde van die dag is dit belangrik, want ons weet deur sy bediening dat verlossing kom net van die Here af. Ja. Kom nie uit onsself nie. Ja, en die ander belangrikste puntjie dat voor ons oorgaan is, ons moet besef dat baie keer voel ons ons is geroepe en ons wil net ingaan en gaan werk vir die Here, en baie keer wil die Here eers hê dat ons 'n bietjie rustig moet wees en net eers besef dat ons van hom afhanklik is. Yes. Nie so goed soos wat ek is nie. Ja. Maar dat ek eintlik nie in staat is om die werk te doen nie en dat die Here die werk deur my kan doen. Aan die ander woorde, ons moet daai sondigheid aanvaar wat ons het. En soos Moses, nou weer eens, kom ek gaan terug na Moses toe wat gesê het, Here, ek kan nie praat nie. Ek is nie hierdie ou nie. En die Here het gesê, okay, ek sal vir jou iemand anders stuur om dit te doen, maar jy moet nog steeds gaan. So, tekortkoming
dit was dalk 'n verskoning van sy kant af, maar tekortkoming moet hy agterkom en ons moet ons tekortkominge agterkom dat ons sondige mense is en dat dit net die Here is wat ons kan skoon en rein maak, dat dit nie ons is wat so goed is nie. Ja. So, as ons nou gaan, dan gaan ons terug weer en ons het soos in die begin van hierdie studies gesê, as ons iets wil weet, kom ons gaan terug na die begin toe. En dan kom ons weer eens by Genesis 3 en ons lees daar vanaf vers 21 tot 24 en dit is 'n baie interessante gedeelte hierdie. Ons kom daar uit dat die mense is of die mens is uit die tuin uit verwyder nadat hulle gesondig het en toe het daar iets gebeur. Ja. Moet ek dit lees? Ja, lees dit vir ons asseblief. Okay. Vanaf vers 21. Die Here God het daarna vir die mens en sy vrou rokke van vel gemaak en dit het vir hulle aangetrek. Toe sê die Here God: "Kyk, die mens het soos een van ons geword, deur goed en kwaad te ken. Nou moet hy net nie sy hand uitsteek en ook van die boom van die lewe neem en eet en vir altyd bly lewe nie." Die Here God het hom toe weggestuur uit die tuin van Eden om die grond waaruit hy geneem is te gaan bewerk. Hy het die mens uitgedryf en aan die ooste van die tuin van Eden gerubs laat woon met 'n flikkerende swaard wat heen en weer beweeg om die pad van die boom van die lewe te bewaak. Met ander woorde, hier kry ons 'n interessante iets, nê? Nou is hier die mense en hulle is uit hulle huis uitgesit. Die Engels sê evicted from their home. Yes. Hulle is uitgesit en hulle kan nie net weer teruggaan nie, want die Here sit hier 2 gerubs voor die ingang van die tuin, dat hulle nie kan terugkom nie. Maar hier kry ons weer eens daardie gedagte van, dis 2 gerubs wat daar gesit word met, kom ons sê, dit sê vir ons flikkerende swaarde wat vlam, met ander woorde swaarde wat lyk of hulle brand, met ander woorde die effek van swaarde wat lig gee. En dis 2 engele wat daar geplaas word. 'n Mens kan sê dis in die eerste plek, dis om aan te dui van hierso is die einde van die pad, jy kan nie verder inkom nie, maar dit is ook vir my aan die ander kant is dit 'n gedeelte van onthou hierdie gerubs het daar dit bewerk en bewoon en dit was vir 'n tyd nadat hulle nog lank tyd nadat hulle uit die tuin het gegooi is dat hulle nog daar was. En ek kan myself net dink hoe hierdie egpaar en hulle nakommelinge gekyk het in die aand. Ja. Na die lig en geweet het hierdie is die lig. Dit is die engele wat bewaar. En hier kry ons die ander effek wat ons kry ook uit die heiligdomstelsel uit van op in die tabernakel in die allerheiligste gedeelte was die allerheiligste waar God se, het ons gesê, Shekinah glory wat daar is, die glorie van God wat daar was, en dat dit ook 2 gerubs was, en dat die lig ook daar tussen hulle geskyn het, en hier kry ons die situasie van die 2 engele, wat daar ook 'n lig tussen hulle was met die swaarde wat daar was. Met ander woorde, hier kry ons die verbintenis van die een na die ander ene, en hier is die mooiheid vir my, daar is die belofte in van, hierdie was die tuin waaruit jy uitgegooi was, as gevolg van sonde, maar hierdie ene is ook 'n vooruitskouing van dat ons weer eendag kan terugkom as ons God se lig volg en om weer in sy teenwoordigheid te kan wees. So dit was miskien 'n negatiewe situasie toe dit gebeur het, maar op die einde van die dag was dit saam met daardie 'n positief, 'n belofte wat die Here gemaak het, daardie herstel wat kan gebeur as ons die Here inneem en sy beloftes aanvaar, dat ons weer eendag deel kan hê op die nuwe hemel en nuwe aarde, heeltemal gerestoreer van hoe ons was, en dis hoe hulle was, want hulle was perfek gemaak in die gesig van God, en toe het hulle geval, en toe sê die Bybel uit, hulle naaktheid, hulle daai goedjies begin besef, en toe die Here gesê, okay, julle kan nie ewig lewe, dus jy moet nie van die boom van die lewe eet nie. Kom ons beskerm dit, maar met daai selfde stem, as ek dit nou so kan stel, is dit so 'n mooi verband wat dit hou, dat
die Here kan ons en net die krag om ons te restoreer. Hulle kon dit nie self doen nie. Dis eers as hulle lewens weer eens in die Here se hande moes sit. So hierdie is 'n baie interessante iets wat ons daar kry en dat dit vir ons vir ons dalk nie vir hulle dadelik nie. Daai vooruitskouing soos jy nou gesê het dat hulle dit kon gesien het en dit is vir ons 'n baie interessantheid wat daar vir ons gegee word. En dit is ook vir my interessant as ons kyk na die tabernakel en as ons daai konteks trek, dan weet ons dat in die tuin van Eden het die Here tyd saam met hulle daar spandeer, voordat hulle geval het. Ons weet die Here het saam met hulle gewandel. En selfs in die tyd van die tabernakel was die tabernakel 'n simbool dat God met sy volk is. Ja, want as ons gaan kyk na die tabernakel toe hulle hom gemaak het, toe was dit net 'n leë tent in die begin. En nadat hulle alles ingewy het God se glorie daarin gaan en dit het geskyn. En dit het geskyn. En hier is die ander ding, so met ander woorde, en dis waar ons ook by die woord kom van Immanuel. Immanuel, God met ons. Hy wil met ons gewoon het. Die ander interessantheid is, hierdie engele is aan die ooste kant van die tuin gesit. En wanneer ons nou na die heiligdomstelsel kyk, en ons kyk na die tabernakelstelsel, en dan was die ingang ook aan die ooste kant gewees. Met ander woorde, dis daai selfde effek wat ons kry. En as ek dit reg het, die woord wat ook flikkerende en vlam beteken, kan ook verwys na tabernakel. En met ander woorde, alhoewel die engele wat nou buitekant die tuin van Eden geplaas is om weg te hou, was ook daar as 'n simbool van ek wil met julle tabernakel, ek wil met julle wees. Met ander woorde, selfs in die julle mag nie nou verder inkom nie, het God nog steeds gesê, ek wil met die mens wees. En ek dink hy het nog, vandag nog het hy daardie, hy wil saam met sy volk en sy mense, en hy wil 'n verhouding met ons hê. Dit is vir my so mooi, want ek dink dit bring dit weer terug van ons moet ons eie sonde sien, ons kondisie van die mens, en ons net behulp op die krag van die Here en daardie samesyn met die Here en toelaat dat die Here met ons werk en ons weer restoreer tot die plan wat hy vir ons het. Ja, ons sien daar's sekere profete wat dan hierdie troonkamer van God gesien het en hoe dit gelyk het. En as ons gaan kyk na Esegiel, is een van hulle, en ons kan dit later 'n bietjie verbind met dit wat ons nou gelees het in Jesaja en dan met Openbaring, kan ons daar kyk vanaf vers 4 tot 14. Pierre, ek gaan 'n paar verse lees en dan kan jy aangaan. Altyd van ons stemme is nie te wonderlik vandag nie. Dit lees vir ons in Esegiel 1 vanaf vers 4. Toe het ek gekyk en daar het 'n stormwind uit die noorde gekom, 'n groot wolk met ophoudelike vuur en 'n glans was rondom die wolk en daaruit uit die vuur het iets soos blinkende metaal geskitter. En daaruit het die gestalte van 4 wesens gekom en dit was hulle voorkoms. Hulle het die gestalte van 'n mens gehad en elkeen het 4 aangesigte gehad en elkeen van hulle 4 vlerke. En hulle bene was reguit bene en hulle voetsole soos die sole van 'n kalfspoot en hulle het geglinster soos blink geskuurde koper. En mensehande was onder hulle vlerke aan hulle 4 kante, maar aangaande die aangesigte van en die vlerke van al 4. Hulle vlerke was aan mekaar verbind, hulle het nie weggedraai as hulle gegaan nie, hulle het elkeen maar reguit vorentoe gegaan. So hier vir ons van vers 10 af lees. Van die voorkoms van die gesigte betref, elkeen van die 4 het die gesig van 'n mens gehad, die gesig van 'n leeu aan die regterkant, gesig van 'n bul aan die linkerkant en 'n gesig van 'n arend. So was hulle gesigte. Die vlerke was oopgesprei na bo, elkeen met 2 vlerke wat aan die ander raak en 2 vlerke wat die liggaam bedek. Elkeen was reguit vorentoe beweeg, waarheen die gees wou gaan, het hulle ook gegaan, sonder om af te draai en wanneer hulle beweeg. Want die vorm van die wesens betref, hulle het gelyk soos gloeiende kole vuur wat brand, hulle het gelyk soos fakkels. Die vuur het heen en weer beweeg tussen die wesens en die vuur het helder gloed gehad, en uit die vuur het die weerligstrale geflits. Die wesens het so heen en weer beweeg, dat dit gelyk het soos weerligstrale. Met ander woorde, hier kry ons die idee, en daar's baie aspekte hierin waar ons kan gaan kyk, maar ons kan nie na almal gaan kyk nie. Ons kyk na die aspek van hierdie glans, hierdie
vuur wat daar tussen hulle was. Yes. Nou weer eens sien ons hierso is 4 van hierdie wesens wat hier bymekaar kom. Dit word beskryf as wesens, maar ons kan dit ook beskryf as engele. Yes. Hier het hulle bymekaar gekom, verskillende, elkeen het 'n verskillende gesig gehad, maar hier kom die mooi punt. Hulle vlerke was oral aan mekaar verbind, met ander woorde, hulle vorm 'n eenheid met mekaar en binne in hierdie eenheid is daar die vuur wat brand. En wat ons kan sien as die gloeiende kole, met ander woorde die lig wat daar uitskyn. Kry ons nou uit daai gedeelte uit. So en dan as ons dit dan nou weer eens teruggaan, miskien moet ons net vinnig gaan kyk daar na Openbaring hoofstuk 4. Dis ook waar ons die ander gedeelte kry van die visioen. Hier is nou weer die visioen wat Johannes gehad het, hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot 11 en dit sê hier en na hierdie dinge het ek gesien, kyk, 'n geopende deur in die hemel en die eerste stem wat ek soos 'n bassein met hom hoor spreek het gesê, kom op hierheen en ek sal jou toon wat na hierdie dinge moet gebeur. En dadelik was ek in die gees en kyk, daar staan 'n troon in die hemel en een sit op die troon. En hy wat daarop sit, het in sy voorkoms gelyk soos die steen van jaspis en sardis en rondom die troon was 'n reënboog wat in sy voorkoms gelyk het soos 'n smarag. En rondom die troon was daar 24 trone en op die trone het ek die 24 ouderlinge sien sit, bekleed met wit klere en hulle het goue krone op hulle hoofde gehad. En daar het weerligte en donderslae en stemme uit die troon uitgegaan en 7 vuurvakkels wat die 7 geeste van God is, het voor die troon gebrand. Nou hier kan ons weer die effek van die lig, van die brand wat daar plaasvind, hier op die troon. So dis die ooreenkoms wat ons kry van wat ons nou in Esegiel gesien het en wat ons hier sien. Jy daar vir ons aanlees? Okay, vers nommer 6. Ja. Voor die troon het gelyk soos 'n see van glans met net soos kristal. In die middel van die troon, rondom die troon het die 4 lewende wesens. 4 lewende wesens. Yes. Vol oë aan die voorkant en agterkant. Die eerste wese het gelyk soos 'n leeu, die tweede wese soos 'n kalf, die derde wese gesig van 'n mens en die vierde wese gelyk soos 'n arend wat vlieg. Okay, kom ons stop dit vinnig daar weer. Hier sien ons dat hulle het in Esegiel, Ou Testament, het hy die visioen gekry en hy het die lewende wesens gesien, die 4 wesens gesien en hulle het ook verskillende gesigte gehad. Hier sien ons, hier kom Johannes, jare na die tyd, eeue na die tyd, en hy kry ook 'n gesig van die troonkamer van God, en hy sien ook hier die 4 verskillende gesigte. Okay. En die gesigte is soortgelyk aan die wat ons in Esegiel sien. Vers 8. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke, weer eens. En reg rondom aan die binnekop vol oë is, sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag, heilig, heilig is die Here God, die Almagtige. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit en hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef en sit dan hulle krone voor die troon neer terwyl hy sê, U is waardig, ons Here God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het, deur U wil het U alles ontstaan, is geskep. Ja. So hier kry ons hierdie gedeeltes en ons kan baie duidelik sien dat Johannes ook die troon van God sien. Gesien het, ja. En dan weet ons ook hier dat hierdie 4 lewende wesens hier is en die weer eens as ons kyk, ons gaan terug na die heiligdomstelsel toe en ons kyk weer eens na die allerheiligste wat die teenwoordigheid van God was tussen die engele. Sien ons dit hier weer. Yes. Maar nou, kom ons gaan net so 'n klein stappie en 'n vinnige stappie verder en ons sê, maar kom ons gaan kyk van wat het gebeur met die Israeliete nadat hulle elke keer
wou die Here onder sy volk kom woon het, en hulle het gegaan, en die Here het vir hulle gesê, julle moet trek uit Egipte land uit. Toe moes hulle 'n tabernakel maak, en elke keer as hulle 'n tabernakel maak, dan die wolkkolom beweeg, en hulle het agter hom aangetrek, dan moes die tabernakel opslaan, en dan moes hulle kamp opslaan. Yes. Peer net waar hy wou, onder die koelte boompie wat hy kon kry, as daar was. Is ek reg as ek so sê? Nee, die Here het vir hulle Presies gesê. waar dit moet En ek dink ons gaan vinnig na daai verse kyk, om net voor te kan sê, waar het elkeen dan sy tente moes opslaan, en dit was nie 'n die mekaar spul nie, elkeen dit was 'n geordende kampterrein wat hulle daar gehad het. So as jy dit vir ons sal lees in Numeri 2, en daar's 'n paar verse wat ons daaruit sal kry, Numeri 2, 3, 10, 18 en 25. Numeri 2 vers 10. En die kamp wat opgeslaan aan die ooste kant, aan die kant waar die son opkom moes wees, die eenheid van Juda, sê die kamp volgens die leerafdelings. So, ons weet die kamp van Juda was in die ooste. 2 vers 10 sê die eenheid van Reuben. So dit is nou wat aan die suidekant is. Reuben. As ons 2 vers 18 toe gaan, was dit die eenheid van Ephraim, was die kamp aan die westekant, en 2 vers 25 die eenheid van Dan was daar aan die noordekant gewees. En as ons ook gaan kyk, baie interessant, die simbool van elkeen van hierdie kom ooreen met die gesigte wat ons nou in hierdie visioene in Esegiel en in Openbaring gelees het. So as ek nou so kan sê, in vandag se terme, die vla, ja. Om hulle te herken, wat sien dit was. So as ons kyk na Juda, dan weet ons, Juda is die leeu. En dan gaan ons na die volgende een toe, en dit is die mens. Reuben is een van die mens. Ja. En dan kom ons by die bil, en dan kom ons by die arend. Ephraim die bil, en dan die arend is Dan. So met ander woorde, hier sien ons al hierdie verskillende goede wat hier is, en weer eens kan ons sien dat die visioene wat die Here gegee het van sy troonkamer, en dit wat ons in die heiligdomstelsel leer, kan ons nie van mekaar afskei nie, want die Here het alles mooi in plek gesit, sodat ons, as ons die heiligdomstelsel en die aanbiddingsstelsel van die ou Israeliete verstaan ons soveel meer van God se teenwoordigheid. En as ons hierdie verstaan, kan ons die profeseë wat vir ons gegee word verstaan. Met ander woorde, die volk het met elkeen 'n hoof gedeelte van 'n stam, want daar was 12, maar daar was 3 aan elke kant, met die hoofstam aan elke kant was daar. So met ander woorde, hier kom dit weer eens, die volk woon reg rondom die tabernakel wat in die middel is. En die Here sê, hy gee om vir almal, vir die hele Israel, en hy wil hê almal moet na hom toe kom. En weer eens kom ons by daai in Immanuel, God met ons. Ek wil met julle wees. En hier sien ons dat in die visioene wat die Here vir ons gee, sê hy ook, hy wil met ons wees. Want al daardie gesigte van hierdie wesens is ook daar verteenwoordig. En hy wil hê ons moet in sy midde wees. Ek moet sê, dit is regtig awesome om, jammer vir my Engelse woord, om dit te sien, en hoe die uitbeelding is. En is regtig interessant om te sien dat die stamme was rondom, en die tabernakel was in hulle midde gewees. En dit bring ons weer terug, dat hoe die Here daardie wil het, om met sy volk en met sy mense te wees. En ek dink as ons daardie agterkom, dan is dit, as jy na lig kyk, kan daar nie donkerte of skadu wees nie. Dis hoor wat ek sê. So wanneer ons hierdie ligte aan het, dan kan nie donkerte wees nie. Maar as jy nou kyk na die Here se lig, alomryke gloriese lig wat hy uitstraal, kan daar nie iets weggesteek word nie. En ek dink dit is so belangrik, as ons na die Here kyk, dan sien ons miskien die swakheid en waar ons tekort kom. Maar die oomblik wanneer jy gevul word met die Here, dan begin jy ook uitstraal. En ek dink dit bring ons terug tot op wat ons as mens hier op aarde moet doen, dat ons daar die uitstraling met van die Here se liefde, want hy wil daardie tyd met ons spandeer, ons moet die besluit maak, hoe reageer ons teen die wil wat hy het vir ons. Ja. So, daar's nog een aspek waarna ons vinniger kan kyk, en dan sien ons natuurlik die hoofengel,
die hoofengel. En ons weet dat Jesus word ook baie keer beskryf in die skrif as 'n engel en as Michael. Yes. Die engel Michael, maar ons weet dit is Jesus self wat daarna verwys word. En ek wil amper sê hier net onder hom het ons nou die engel gekry wat met die naam van Lucifer. En ons weet dat hoe hy geskape is en hoe hy gelyk het. Maar die interessantheid is hier, Lucifer word op 'n stadium vir ons beskryf, jy wat in die tuin van Eden was. Maar die mens was ook in die tuin van Eden. Yes. Maar Lucifer is uitgewerp en daar word nie vir hom 'n hoop gegee dat hy kan teruggaan na die tuin van Eden, wat dan in ons beskrywing sal wees die nuwe hemel en die nuwe aarde nie, want hy sal heeltemal daar uitgewerp word. So hier kry ons die teenstelling tussen die een en die ander een. So dit is baie interessant vir ons wat ons daar kan optel en miskien moet ons vinnig daar gaan keer na Esegiel hoofstuk 28. Dus kom ons kyk net daar, Esegiel hoofstuk 28. Daar's 'n paar verse wat ons daar kan saam lees vanaf vers 11. Verder het die woord van die Here tot my gekom. Mensekind, hef 'n klaaglied aan oor die koning van Tyrus, en ons weet natuurlik, ek het hierdie in vorige studies gedoen, dis nie die koning van Tyrus nie, is 'n beeldspraak. En sê vir hom, so spreek die Here, jy was die seelring van eweredigheid, vol wysheid en volmaaktheid en skoonheid. Jy was in Eden. Ja, okay. Beeldspraak, Tyrus, die tuin van God, allerhande edelgesteentes was jou bedekking, karnieul, topasie, jaspis, krisoliet, onyx, sardonyx, safier, karbonkel, smarag, en van goud was die werke van jou kassies en groewe aan jou. Op die dag toe jy geskape is hulle berei. Jy was 'n gerub met 'n uitgespreide vlerke wat beskut. Met ander woorde, wat sê daai vers net daar vir ons? Hy was 'n beskut engel. 'n beskut engel. Met ander woorde, hy was een van die engele wat in God se teenwoordigheid was. Daai wat met hulle vlerke daar gestaan het en die Here beskut het. Of nie so te sê, wil ek sê die Here beskut het teen ander nie, maar die glorie van God beskut het. Yes. Dat dit nie die mens vernietig nie, want ons kan nie in sy teenwoordigheid wees nie, nê. En nou gaan dit verder dan. Ek het jou gestel op heilige berge, God was jy het gewandel tussen vuurige gesteentes. Jy was volkome in jou weë, van die dag af dat jy geskape is, totdat daar ongeregtigheid in jou gevind is. Nou, hier kom ons weer eens en ons vra die vraag nou, maar hoe dit dan gebeur dat daar ongeregtigheid in hom gevind is? Weens die grootheid van jou koophandel met hulle jou binneste met geweld gevul en jy het gesondig. Daarom het ek jou as onheilige van die Godeberg afgedrywe en ek het jou tussen die vuurige gesteentes uitvernietig, o gerub wat beskut. Hoogmoedig het jou hart geword oor jou skoonheid en jy het jou wysheid verderwe weens jou glans. Ek het jou op die grond gewerp, ek het jou oorgegee voor die aangesig van konings, dat hulle op jou neer kan sien. En hier sien ons die Here se totale verwerping van 'n engel wat in sy teenwoordigheid was, wat soos God wou wees, wat eintlik God se plek wou gevat het. En hier kom die waarskuwing vir jou en vir my. Ons moet nie op ons eie wese aangewese wees nie en dink hoe goed is ons nie. Alles wat ons bereik is deur die genade van God. Amen. Baie keer kom ons en ons wil sê, ja, maar ek het dit bereik en ek het dat bereik. In plaas van om te sê, deur die genade van God het ek hierdie bereik, of deur die genade van God het ek daardie bereik. So hier sien ons dat die engel was daar en ons moet kyk na daai gedeeltes en sien dat hy het geval. Waar hy in God se teenwoordigheid was. En hy is uitgewerp, maar God se mense word teruggenooi om na hom toe te kom. So, dis baie interessant daai vir ons. Ja, miskien kan ons net vinnig gaan om af te sluit weer na Openbaring hoofstuk 14 toe, en dit is 'n baie bekende gedeelte wat ons ook al baie hier op die program gebestudeer, gelees het en deurgegaan het. En dit sê daar vir ons die opskrif, die lam en sy vrygekooptes op die berg Sion. En vers 1 sê, en ek het gesien, en kyk, die lam staan op die berg Sion, en saam met hom 144.000
met sy naam en die naam van sy Vader op hulle voorhoofde geskrywe. Nou, ek wil hê jy moet die kontras sien tussen die Satan, Lucifer wat uitgewerp is, wat nie in God se teenwoordigheid is nie, en die mens wat wel in God se teenwoordigheid teruggebring word. En ek het 'n geluid uit die hemel hoor sê, geluid van baie water soos die geluid van 'n harde donderslag, en ek het die geluid gehoor van siterspelers wat speel op hulle siters, en hulle het 'n nuwe lied gesing voor die troon en voor die 4 lewende wesens. 4 lewende wesens. Ons het van tevore daarvan gelees nou in hoofstuk 4, en dit is voor en dit is in die teenwoordigheid van God dan. Yes. Right. En dan gaan hy verder daar en hy sê, en die ouderlinge en niemand kon die lied leer nie, behalwe die 144.000 wat van die aarde vrygekoop is. Dit is hulle wat hulself met die vroue nie besoedel het nie, en weer eens vroue verduidelik hier nie die fisiese vrou nie, maar dit verwys hier vir ons na ook wat hy praat van die hoerery van die vrou, die valse godsdienst, valse leerstellings nie. Nie besoedel dit nie, want hulle is maagdelik rein. Dit is hulle wat die lam volg, waar hy ook heen gaan. Dit is hulle wat gekoop is uit die mense as eerstelinge vir God en die lam. En in hulle mond is daar geen bedrog gevind nie, want hulle is sonder gebrek voor die troon van God. Nou, hoe is dit moontlik dat hulle sonder gebrek is? Is dit as gevolg van hulle eie toedoen? Nee. Dis 'n baie kort antwoord wat jy vir my gee. Nee. Want soos wat ons nou deur hierdie les bestudeer het en ons kyk na Jesaja, dit is net hierdie werk wat die Here kan doen in ons as mens. So diegene wat hulle lewens in die wil van die Here, daai 144.000 wat hulle lewens volgens die wil van die Here gewandel het en getrou gebly het aan die leerstellings en die wil wat die Here in hulle het. Hulle is dies wat een kant gesit is. Hulle is en wat in die teenwoordigheid van God is. En hier sien ons aan die einde van hierdie studie die verskil tussen die Satan dan wat uitgewerp is en hom nie aan God wou onderwerp nie, die mense wat 'n verkeerde besluit geneem het, maar tog later tot bekering gekom het en besluit het hulle gaan God volg. En hier sien ons dat hulle in die troonkamer van God eendag in sy teenwoordigheid gaan wees. Amen. Wat 'n wonderlike gedeelte is dit wat ons nie meer kan afsluit, dat daar 'n hoop vir u en vir my is en dat elkeen van ons nog na God toe kan terugkom. Amen. Pierre, dit was goed om hierdie gedeelte saam met jou studeer. Is daar nog 'n laaste gedagte wat jy dalk wil uitlig? Nee, ek dink net dit is dan belangrik as ons nou daardie konsep gekry het, as ons net een versie verder gaan in hoofstuk 14 van Openbaring en sê, en ek het 'n ander engel in die lug sien vlieg met die ewige evangelie te verkondig aan al die aardbewoners en al die nasies, stamme, tale en volke. En ek dink dan op die einde van die dag moet ons ook, ons is verander, ons moet hierdie genadegawe, dit wat die Here vir ons gegee het, wat ons vul met sy liefde en sy gees. Ons kan dit nie net vir onsself hou nie, maar soos die cherubs, of die serafs wat gebrand het met vuur, moet ons ook so brand om daardie evangelie en daardie lig vir die mense na almal toe uit te brei. En dan weer eens na alle nasies, alle bewoners van die aarde, alle nasies, stamme, tale en volke. Bewoners van die aarde, nasies, stamme, tale en volke. Nasies, stamme, tale, volke. Almal. Nasies, stamme, tale, volke. Leeu, mens, bil, arend. Amen. Die Here sluit alles in. Met daai vuur. Ja. Dit was goed om saam met julle te kan studeer. Pierre, baie dankie dat jy vandag weer in die ateljee was vir ons uit God se woord uit kom studeer. Ons hoop u het insig gekry uit God se woorde. Kom ons sluit af met 'n gebed. Vader, ons sê vir u baie dankie vir die liefde en die genade. Baie dankie vir die profetiese woord wat u vir ons gegee het. Wat dit vir ons duidelik maak wat u plan is. Here, maar daar is sleutels wat ons nodig het om moet gebruik om die profetiese woord te kan verstaan en u plan vir ons lewens te verstaan. Dankie Here dat u 'n skynende lig in ons midde wil wees en dat u wil hê dat ons op die ou einde van die dag saam met u in die hemelpoorte sal wees. Baie dankie vir die liefde en die genade. Ons bid dit in Jesus naam. Amen.